Hallo julle, my naam is Stefan de Klerk, ek is van Bloubergstrand gemeente. En dit is my regtig lekker om rondom hierdie tweede video 'n bietjie met julle te gesels. Die tema van hierdie video is dat die Bybel is nie direk vir my en vir jou geskryf nie. En wanneer mense dit sê, dan kan jy nogals voel, maar vir wie is dit dan nou geskryf? Of mens kan voel, ek gebruik dit asof dit vir my geskryf is. Maar die ondertoon daartoe is meer soos wat julle in die eerste video ook gehoor het oor konteks, dat in hierdie lees van die Bybel ontsluit ons 'n klomp nuwe goed. En ek moet myself oopstel, juist deur die leiding van die Gees, om dit ook te kan ervaar. Jy kan ook dink, toe jy op 'n tyd 'n WhatsApp ontvang het van iemand, en jy het dit gelees buite konteks. Kom ons sê jy het 'n vraag gevra en iemand het net reply, okay. En baie keer gaan ons gedagtes dan in rigtings om te wonder, maar wat het jy nou eintlik bedoel daarmee? Is jy okay? Is ek okay? Was my vraag te intrusive? Dit is wat konteks vir jou bied. 'n Tweede diepte ding wat gebeur, wanneer ons mekaar sê die Bybel is nie vir my geskryf nie, is om wel te erken dat die Bybel vir my gegee is. En dit maak 'n nuwe wêreld so bietjie oop. Ons sê, in kerkterme sê ons dat soos ek en jy die Bybel lees, so lees die Bybel ook vir ons. En wat ons daarmee bedoel is, dat soos wat die Bybel my lees, terwyl ek die Bybel lees, dit is die gevoelens wat opkom in my, soos wanneer ek lees, dat daar gebeur iets met 'n karakter, en ewe skielik word ek bang. Of, daar word praat van oordeel, en ek voel skuldig. Dit wat met my gebeur terwyl ek die Bybel lees, is juis hoe die Bybel my lees. En ek kan vir myself vra, terwyl ek 'n teksgedeelte lees, wat vrae by my opbring. Nie net die kontekstuele vrae nie, hulle is great, maar 'n tweede dieptepunt is om te sê, waarvoor is ek bang? Wat vrees ek? Wat maak my gelukkig? Wat laat my wonder oor die toekoms? Dit is die manier hoe die Gees binne in my en jou werk, wanneer ek en jy die Bybel lees. 'n Belangrike ding nogals vir my is om te sê, dat wanneer ek bid, voordat ek Bybel lees, of selfs na die tyd, dat ek vir die Here, ek wil nou sê die toestemming gee, maar dit klink bietjie weird, maar dat ek letterlik vir die Here vra, om my ook te begelei, en om my te vorm, om myself dalk te wys waar ek verkeerd is, of waar ek te vinnig oordeel, of waar ek dalk te maklik kwaad word. Op so 'n manier raak Bybel lees nie net informasie wat ek in my kop inbring nie, maar dit verander so bietjie in 'n vormende effek. Ek wil jou uitnooi, as jy weer ergens Bybel lees, tel dit op, lees die teksgedeelte, maar doen ook 'n gebed. Dit help baie keer voor die tyd. En vra die Here om jou te begelei in die proses, om ook aan jou duidelik te maak, dat hierdie nie net inligting is nie, maar waar die teksgedeelte vir jou ook vorm. Dalk oordeel jy so vinnig soos wat ons dink die mense oordeel wanneer ons die barmhartige Samaritaan lees. Dalk dink jy die Here is ver wanneer jy die psalms lees. Maar die ervaring, die gevoel van ver wees, dit is hoe die Gees jou letterlik lees en vir jou wys wat in jou hart aangaan.